die atmosfeer breek nie, want dit is net so amazing om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. En sy volheid en sy liefde te ervaar. Amen. Prys die Here. Sjoe, het vat nou nog 'n tydjie om hierdie ding oop te kry vanoggend. En nou wil ek ook nie die ding oopmaak wat ek vanoggend voorberei het nie. Maar ek gaan nou daar wees. Kan jy dit oorvertel? Daar's hy. As ou die regte knoppies druk, gebeur die regte goed. Geliefdes, ek wil vanoggend met julle gesels oor 'n baie belangrike ding. Iets wat die Here so 'n paar weke terug op my hart gelê het. En vanoggend is die dag wat ek glo in my hart dat dit is die regte tyd om hierdie boodskap vanoggend te bring. En as ek 'n tema daaraan kan koppel, dan wil ek sê, dink mooi. Dink mooi. Ek sien die ander dag 'n slagspreuk wat iemand so op sy selfoon profiel het, wat sê, ek is realisties. Ek verwag wonderwerke. En toe ek dit lees, toe ek wil amper sê, toe spring daar so iets in my gees op, en so opgewondenheid in my hart om te dink, ja, maar dit is so waar. Jy weet, ons as kinders van die Here, ons dien die lewende God, die groot ek is, wat die hemel en die aarde gemaak het, en vir hom is niks onmoontlik nie. En tog gaan ons deur hierdie lewe elke dag, maar net eenvoudig, en ons mis soveel, en die rede daarvoor is, want ons verwag eintlik niks. Ons is realisties in ons uitkyk, en ons verwag maar net dat vandag nog 'n dag gaan wees. En ons mis dit, dat ons die groot ek is, die koning van die konings aanbid. Dat ons die groot verlosser, wat vir ons gesterf het aan die kruis, aanbid. En dat hy nog nooit verander het nie. Hy's nog steeds dieselfde. Gister, vandag en tot in alle ewigheid. En die probleem is, omdat ons niks verwag nie, omdat ons in ons denke nie eens daaraan dink dat die Here vir ons iets kan doen nie, en veral nog iets kosbaar of iets spesiaal vir ons, vir my, weet julle wat, het ons amper op 'n plek gekom, dat ons nie regtig meer glo dat God is wie hy is nie. Nou, ek kan sien, dit wat ek nou gesê het, ek sien so in die oor, dit raak so party se oor raak so dof, want, hoe kan jy dit sê? Wel eenvoudig, want dit waarmee ons gedagtes volmaak, dit waarmee ons geloof opbou, dit waarmee ons besig is so ver verwyder van wie God is, dat ons nie meer werklik 'n regte ware prentjie het van wie God is in ons lewe nie. Ons het nie meer 'n idee wie die God werklik is wat ons aanbid nie. Want weet jy wat? Dit waarmee jy besig hou, dit waarmee jy jou tyd spandeer, dit is wat jou gedagtes vul, en dit is waarop jou geloof op die ou einde van die dag gebou word. Hoor mooi wat ek sê. Dit waarmee jy besig is, dit wat jy aan dink, dit is wat bepaal wat in jou is. En ons kan maar sê, man, ek is 'n kind van die Here en ek glo God, ek vertrou hom met alles in my. Maar as jy net die hele tyd na negatiewe goed luister, na negatiewe goed kyk en nooit by die woord van die Here uitkom nie, het jy geen basis om op te staan wanneer daar iets met jou verkeerd gaan. Gaan jou denke jou in die steek laat. Jy sien, waarmee jy jouself voer, bepaal wat in jou binneste aangaan. En hoe jy dinge sien. Kom ek sê dit weer. Dit waarmee jy jouself voer, bepaal wat in jou binneste aangaan en hoe jy dinge sien. Ja, ek wil vanoggend nou
so 'n bietjie belei, want as ek by die huis kom, gaan Marlene in elk geval sê, het jy nou vanoggend 'n beleidingssessie gedoen. En ek is 'n dromer. Nou ek weet nie wie is hier nog dromers in die huis. Steek net jou hand so op. OK, ek is bly om te sien ek is die enigste ou nie. En ek kan regtig 'n ding droom. As ons praat van iets doen, weet as ons byvoorbeeld praat van ons gaan vakansie hou, ons gaan die karavaan haak en ons gaan Kaap toe sleep. Voordat ek vanaand in die bed klim, het ek al klaar gesleep deur Kimberley, verby die potholes. Ons het goue draai daar by die groot gat gemaak en ek kan vir jou sê waar het ons brandstof ingegooi en wat het ek vir die joggie gesê en wat se brandstofverbruik ek gekry het en teen die tyd wat ek vanaand in die bed klim, is ek eintlik so moeg, al klaar vakansie gehou, want ek sal klaar op pad vakansie gaan. En dis eintlik vir my 'n probleem. Dis eintlik 'n groot probleem, want ek het 'n ooraktiewe gedagtes, of wat is die regte woord? En as ek nie oppas nie, het dit so hou vas op my, ek wil amper sê, vat dit my gevange. En moet ek partykeer uit die gedagtes uitbreek, om net terug te kom na die realiteit toe waarna ek besig is. En baie mense sukkel daarmee. Baie mense het soortgelyke probleme. Maar weet jy wat? Op die ou einde van die dag, terwyl ou so aan alles sit en dink, al die probleme in ons land, as ons dink aan die oorlog, as ons wat daar in die ooste aan die gang is, as ons dink aan die uitdagings by ons werke en al hierdie klas van goed, dan kan dit so maklik ons gedagtes so besig hou, dat dit die basis word waarop ons funksioneer. Dit word die basis van ons geloof. En daarom is dit so belangrik, dat ek en jy beheer sal vat waaroor ons dink. Dat ons sal beheer vat oor wat ons toelaat om ons denke te beheer. Of in ons denke te hardloop. En veral as jy weet, daar is 'n probleem, soos in my geval. Moet ou definitief sekere maatreëls in plek sit om seker te maak, dat ek nie al my jagtrippie is nie. Maar ek is nou, daar's nog nie een bespreek nie. As iemand weet van 'n plek, maar nie te min. Ek kan so vinnig vasgevang raak. So vinnig vasgevang raak. Iemand het by geleentheid gesê, wat jy dink, bepaal wat jy sê bepaal wat jy doen, bepaal jou gewoonte. Jou gewoontes bepaal jou karakter. En jou karakter bepaal jou lewensverwagting of jou eindbestemming. So met ander woorde, my en jou toekoms, my en jou lewe, staan en val op wat ons dink, of wat in ons gedagtes aangaan. So dit is 'n bietjie skerry as ou daaraan dink. Dit laat ou so 'n bietjie wonder. Dis dan geen wonder hoekom die woord van die Here soveel klem lê op wat ons moet dink nie. Hoekom die woord van die Here soveel klem lê op wat ons moet toelaat in ons gedagtegang nie. Want onthou, dit waarmee jy jouself volmaak, vorm die basis vanaf die werk. Paulus kom en hy sê daar in Romeine 8 vers 5 tot 6, sê nog 'n interessante ding, en veral as jy dit in terme van jou denke kyk, sê hy, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. En in hierdie konteks wat Paulus dit gesê het, praat hy juis van, wanneer hy praat van die vlees, dan praat hy van ons sondige mens, ons sondige natuur. Maar weet julle wat, hierdie is ook van pas, of van krag in ons algemene lewe, want alles wat, as ons praat van vlees, is dit nie noodwendig altyd sonde nie. Maar dit kan iets wees wat jou gedagtes vashou, dit kan iets wees wat jou so besig hou, dat jy later op die ou einde van die dag, heeltemal mis waaroor alles werklik gaan. So wanneer ons praat van vlees, kan nou dalk praat van stokperdjies, jy kan praat van sport. Jy kan praat van jou werk. Jy kan praat daarvan om 'n ekstra rand of 2 te maak, iewers langs die pad. En dit alles wat ek genoem het, is nie noodwendig verkeerd nie. Maar wanneer dit die basis van jou lewe raak, wanneer dit alles raak waaraan jy dink,
of al raak waarna jy dink, dan is daar 'n probleem. Dan word hierdie goed verkeerd in jou lewe, want word dit die basis waarop jy jou lewe bou. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy sal gaan terugsit en mooi dink, wat beheer ons gedagtes? Waarmee is ons besig? Jakobus sê dit vir my so mooi en ek wil dit veral uit die boodskapvertaling vanoggend wil ek dit vir julle voorhou. Hy sê die volgende, hy sê nee, dinge wat 'n geestelike stryd in jou lewe veroorsaak, is jou eie skuld. Dis so 'n bietjie 'n slegte manier om dit te begin. Hy sê dis jou eie skuld, die dinge wat probleme in jou lewe veroorsaak. Hy sê die mens begin aan allerhande verkeerde dinge dink en wil dit dan net doen. Soos 'n kind wat agter 'n skoenlaper aanhardloop, lok die verkeerde gedagtes die persoon al hoe dieper in die moeilikheid in. Dan word jou Christendom voor 'n toets gestel. Jy moet kies. As jy kies om die verkeerde pad aan te gaan, sal jy later nie net oor die verkeerde dinge dink nie, maar dit ook begin doen. En hoe meer jy dit doen, hoe meer sal jy dit wil doen. So werk die sonde met 'n mens. Dit is die pad na die afgrond van godsverlatenheid en dood. So hy sê dit mooi, nee. Sien, soos wat ons die goed begin bedink, soos wat dit wat ons in ons gedagtes toelaat, of dit jou werk is, of dit 'n stokperdjie is, of dit sommer net 'n hobby is van saam kuier, saam met sekere groep mense saam met wie jy rekenaarspeletjies speel, noem dit wat jy wil. Selfs eet kan ons hierby werk. Wanneer 'n mens begin dink aan die goed, en jy laat toe dat dit groei in jou lewe, groei in jou hart, dan raak dit later 'n dryf om dit te doen. En hoe meer jy dit doen, hoe meer wil jy dit doen. En op die einde van die dag word jy vasgevang. Niemand staan die oggend op en besluit, weet jy wat, vandag gaan ek 3 miljoen rand steel by my werk. Dis 'n proses. Want jy kyk en jy sien, niemand sien die vragmotor hier staan nie, ek kan maklik diesel steel. Of niemand sien hierdie nie, ek kan maklik dit vat, of ek kan maklik dit doen. En dan begin jy te kyk en jy begin te kyk en jy begin te sien en jy begin te dink en jy begin te kyk en later dink jy, Jesus, maar eintlik is dit so maklik, kom ons probeer dit. En dan probeer jy dit. En dan kom jy reg. En jy kom weg. En as jy jouself vind, is jy in 'n netwerk ingewerk as gevolg van gedagtes. Salomo sê, for as he thinketh in his heart, so is he. So met ander woorde, hoe ons in ons harte dink, dit is hoe ons werklik is. Dis dan juist die rede waarom ek en jy nodig het om seker te maak dat dit wat ons insit is iets wat ons wil hê in ons lewens. Is iets wat ons wil hê in ons harte. Is iets wat ons wil hê in ons huwelike. Iets wat ons wil hê met ons kinders. Paulus kom en hy sê dan Kolossense 3 vers 1 tot 3 gee vir ons 'n direkte opdrag. Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So hy vermaan ons. Hy sê as julle dan saam met Christus opgewek is, hoe is ek saam met Christus opgewek? Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. So net die hoofstuk voor dit in Kolossense 2 vers 12 verduidelik Paulus vir ons dit. Dat deurdat ons deur die doop 'n deel geraak het aan Christus se dood, word ons in hom opgewek. En hy vermaan ons. Hy sê, hey, ouens, dames, as julle dan saam met Christus opgewek is, bedink die dinge wat daarbo is. Bedink die dinge van die Here.
Hou op met hierdie aardse goeders, hou op kyk na al die aardse probleme, begin te kyk wat die Here vir jou sê, begin te doen wat die Here vir jou sê en bedink dit. Bedink die goddelike dinge. Hy sê vir ons daar in Filippense 4 vers 8, hy sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg of watter lof daar ook mag wees, bedink dit. So hy moedig ons aan om die regte goed te dink, om nie toe te laat dat die negatiewe en die sleg wat in die wêreld gebeur en om ons gebeur, hoef ons op ons kry nie, want dit vorm die basis waarvan af jy werk. Dit vorm die basis waarvan af jy glo. Onthou ons bekende versie, Psalm 1. As ons net daai eerste 3 verse lees, dan sê hy, welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en nie staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink dit, dag en nag. En daar's 'n belofte vir 'n persoon, wat se behaag die wet van die Here is, wat se behaag die woord van die Here is, wat se behaag die wil van die Here is. As ons dit meer van toepassing kan maak op die Nuwe Testament en op ons. Hy sê, hy sal wees soos 'n boom geplant, wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. So ek wil vanoggend vir jou sê, geliefdes, as jy in 'n moeilike situasie kom, as jy in 'n drukkoker gedruk word, en dan spring skielik iets anders uit jou uit, waarop jy nie trots is nie, of waarvan jy nie hou nie, is dit dalk juis tyd om te kyk na die woord van die Here en dit te begin bestudeer. En wanneer ek dit volgens sê, wil ek by myself begin. Dit is so maklik om wanneer iets verkeerd loop, jou te vererg. Dit is so maklik om jou meer te verloor. Ek wil eers vir my vrou kyk, want sy gaan nou vir my sê, dit is so maklik. Hoekom? Want ons bedink nie die woord van die Here nie. Ons bedink hierdie goed wat om ons gebeur. En dit raak die basis waaruit ons funksioneer. Dit raak die basis waarvan ons werk. En die enigste manier om dit te verander is, ons het nodig om dit wat ons hier insit te verander. Ons het nodig om ons denke te verander. Ons het nodig om anders te begin dink. Hoe doen ons dit? Nou ek dink daar's baie resepte en daar's baie maniere om dit te doen. Maar ek wil vanoggend net so by 'n paar punte stil staan wat vir my nogal iets beteken. En ek wil dit net vanoggend met julle deel. Met of wat ek gekry het of wat ek gelees het wat net vir my sin gemaak het en wat my help. Die eerste ding wat hy sê is, hou op wag vir 'n wonderwerk om jou denke te verander. Hou op wag dat dit moet verander. Begin iets te doen. Begin iets daaraan te doen. Want weet julle wat, ons sit baie keer en ons besef maar hier's fout, maar nou sit ons en wag dat die Here iets moet doen. Geliefdes, jy het nodig om iets te doen. Die Here kan alles doen wat hy wil doen, maar as jy nie ook opstaan en iets in jou lewe begin doen nie, gaan daar niks gebeur in jou lewe nie. Onthou, jy's die meester van jou besluite, maar jy's die slaaf van jou keuses. Kan ek dit weer vir julle sê? Jy's die meester van jou besluite, maar jy's die slaaf van jou keuses. So hou op sit en wag dat iets gebeur, maak dit gebeur. 2 Korinte 10 vers 3, sê Paulus, hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En dan sê in vers 5, hy sê, terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid van Christus. So Paulus gee vir my en vir jou die verantwoordelikheid om daardie gedagtes gevange te neem. Om die wapens op te neem. So, begin iets doen. Op wag vir 'n wonderwerk. Tweede ding,
Hoop om te glo dat jy nie jou gedagtes kan beheer nie. As jy op 'n punt is waar jy glo, ag, dis maar hoe ek funksioneer, dis maar wie ek is, dis hoe ek is. Dan het jy juis op 'n plek waar daar 'n probleem is. Dan is jy juis op 'n plek waar dit nodig is om anders te begin dink. Om anders te begin funksioneer. Dis een van die swakste verskonings wat ons gebruik om onsself te probeer regverdig. My pa het altyd gesê, you can't teach an old dog a new trick. En ek altyd vir hom gesê, dankie tog, pa's nie hond nie. En so tussen hakkies, Mythbusters het daai myth het dit gebast. Want hulle 2 stokhonde wat nog net moes omval en doodgaan, het hulle gevat en hulle het vir daardie ou honde nuwe triks geleer. En ook nie lankie binne 7 dae. So hoor gou mooi. You can teach an old dog new tricks. So maak die keuse om jou gedagtes te verander. Paulus sê vir ons, hy sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is. Hoe weet ons wat dit is? Ons maak 'n keuse en ons besluit wat ons toelaat en nie toelaat nie. Hy sê bedink dit. Bedink dit. Bring ons by die derde punt. Dit sê, dit waarmee jou denke voed, vorm jou ingesteldheid. So, hierdie is 'n diep ene. Dit waarmee jou denke voed, vorm jou ingesteldheid. So as jy hypersenuweeagtig is en hyper geplaas oor wat in ons land aangaan, is dit tyd om 'n verandering te bring. Onthou, as jy aanhou dieselfde goed doen, dieselfde goed in jou gedagtes insit, dieselfde nuusberigte luister, dieselfde negatiewe praatjies het, as jy aanhou met dieselfde goed, gaan jy aanhou dieselfde resultate kry. En as jy ander resultate soek, begin ander goed in jou gedagtes insit. Begin om jou gedagtes vol te maak met iets nuuts, sodat daardie gedragspatrone in jou lewe kan verander. Want daar's iets wat ons moet verstaan, hierdie is 'n gevaarlike ding. Want dit waarmee ons denke toevou of volmaak, kom op 'n plek wat ons bewussyn met allerlei slim planne of denke volmaak, dan kom dit op 'n plek wat dit begin oorloop. Jy weet, as ons bewussyn vol raak, dan loop dit oor na ons onderbewussyn toe. En of ek en jy dit wil weet of nie, die meeste van ons denke bestaan uit ons onderbewussyn uit. Ek spot altyd, dan sê ek, jong, ek het nie kwaad geword nie, ek was kwaad. Nou daai was kwaad kom uit die onderbewussyn uit. Wanneer jy sommer skielik reageer en jy voordat jy jouself kan kry, dit kom uit jou onderbewussyn uit. Want as jy aanhou volmaak, dan loop dit oor. En op die einde van die dag, dan bepaal dit jou onderbewussyn, en jou onderbewussyn is wat jy nodig het om drome te bereik. Is wat jy nodig het om doelwitte te bereik. Is wat jy nodig het om heeltemal anders te kan dink. So ons het nodig om doelbewus ons denke met die regte goed vol te maak, sodat ons onderbewussyn met die regte goed vol kan kom. Sodat ons die regte besluite kan neem wanneer ons in druksituasies kom. Onder andere. Romeine 12 vers 2, hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle wil van God is. Bely waarin jy glo, nie wat jy voel nie. Hier moet ek nou sê, eina. Want die meeste mense met wie ek praat realiteit en nie wat hulle glo nie. Beteken dit dat ek in ontkenning moet leef? Beteken dat ek moet lieg? Nee. Dit beteken dat ek en jy bepaal in wie ons geloof is, en dis waarop ons staan, en dis waaruit ons funksioneer, en dis waaruit ons praat. Want weet julle, maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie, ons God is steeds ons bron.
En ek wil vanoggend vir jou sê, al kos diesel R50 'n liter, kan ek en jy weet, ons het nog steeds 'n bron wat aan ons voorsien. Maar ons laat toe dat die vrese van dit wat om ons is, hou vas op ons kry. Begin jou geloof bely, begin die woord van die Here bely. Op om te kyk wat verkeerd is, en wat alles is realiteit. Begin jou denke volgens die woord van die Here reg te kry. Volgende punt wat baie belangrik is. Hier's 'n versie. Want ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Volgende punt wat baie belangrik is. Weerstaan negatiewe gedagtes en ondersteun positiewe gedagtes. Nou hierdie is 'n baie interessante ding, want weet julle wat? Dit is so maklik om iets positiefs te dink en dan net te laat gaan. Maar broer, suster, laat dit 'n negatiewe ding is. Dan kan ons dan maar pyns op daai negatiewe ding. En hoor gou mooi vir my. Ons moet 'n keuse maak. Ons het nodig om doelbewus. Al skryf jy vir jou 'n oralste op jou huis Bybelverse op en positiewe goed. En dit gaan nie vir my om 'n positiewe denkpatroon deur positiewe denke te doen nie. Dit gaan daaroor om jou gedagtes vol te maak met die woord van die Here en sodat dit negatiewe goed kan teewerk. Want weet julle wat? Dinge is erg in die wêreld, dit is so. Maar Jesus sê, goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ons God, wat ons aanbid, het die wêreld oorwin. En hy sorg vir ons, hy is met ons elke dag. Ons moet dit nooit vergeet nie. Paulus sê vir ons, en ek het nou daai versie aangehaal, hy sê, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg, watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. Jakobus 4 vers 7 sê Jakobus, onderwerp julle aan God. Onderwerp jou gedagtes aan die Here. Weerstaan hierdie negatiewe goed. En hoor gou mooi, daardie negatiewe goed is nie net wat in die wêreld aangaan nie. Is ook wat jou aanbetref. So baie van ons wat dink, Here, maar ek sit nie werd nie. Och, ek sal tog nie bevordering kry nie, want nee, ek is nie, ek is daarom nou regtig nie. Twak. Ek mag nie sê twak nie. Is nie waar nie. Is nie waar nie. Kry jou gedagtes reg, want jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. Kry jou gedagtes in beheer. Want met jou God aan jou sy, kan jy bendestorm loop. Met jou God aan die sy, kan jy oor 'n muur spring en sonder vrees aangaan met jou lewe. Hou vaskyk in die beperkings van die wêreld en die leuns van die wêreld. God het jou ver meer gemaak as wat jy kan dink of besef. En begin te droom. En ek wil sê, as jy nie 'n droom het nie, dankie oom Andrei. Kry een. Kry jou gedagtes reg. Maar sorg dat daar positief is, dat jy die positiewe gedagtes ondersteun. Al moet jy met 'n ding om jou nek loop met 'n vers of met iets op wat jy jouself die hele tyd herinner dat jy is dit werd. Because God said so. Vierde prosesse. Nou hierdie is 'n baie interessante ding. Weet jy wat baie keer of die realiteit is dat ons denkpatrone is oor jare gevorm. Dis nie oornag gedoen nie. Dis oor jare gevorm. Nou kom ons tot bekering of ons besluit, ons staan nou op, ons gaan ons gedagtes verander en môre sukkel jy nog steeds met dieselfde goed, dan raak jy moedeloos. En die dag daarna nog steeds dieselfde goed en die dag daarna nog steeds dieselfde goed en dan dink ons, ag, dit help tog nie, aan los ons dit. Die realiteit is, as jy so lank op sekere goed gedink het of gedagtes gekuier het, dan maak dit, ek wil amper sê voetpaadjies in jou gedagtes, in jou manier van dink. En 'n voetpaadjie verander jy nie net nie.
Jy staan nie vanoggend op en vat 'n uitveer en dan vee jy voetpaadjie uit en sê, "Right, vandag is ek lus om so te dink en dan maak jy vir jou 'n nuwe voetpaadjie nie." Toe ons kinders was, het ons op 'n plaas daar ander kant of hierdie kant van Brits daar met Magalieskraal groot geword. En daar was baie voetpaadjies wat deur die werkers en so aan gestap is en dit was 'n groot oop plaas, so baie mense het deur die plaas geloop en ons het altyd met ek en my boetie, ons was nog jonk. So ons het met ons draadkarre en toe later is dit fietsse en toe later is dit motorfietsse en toe dit karre raak, toe kon ons nie meer die voetpaadjies ry nie. Maar daai voetpaadjies het ons geloop en gery. En weet julle wat, baie keer dan maak hulle 'n nuwe voetpaadjie want daar's nou 'n bos wat te sleg gegroei het, dan maak hulle 'n nuwe voetpaadjie. En vir die jare wat ons daar gebly het, was die voetpaadjie nog steeds daar. Hy het nie verdwyn nie. Maar die nuwer voetpaadjie, hoe meer hulle hom geloop het al hoe duideliker en duideliker en duideliker geword. En net so het ek en jy nodig om hierdie klein oorwinningkies wat ons behaal te vier. So met ander woorde, wanneer jy vandag op die einde van die dag kom en besef, okay, ek was nou nie heeltemal so suksesvol nie, maar ek het dan 5 keer die regte goed gedink. Geef jouself 'n high five en sê, wow, well done. Vier die klein oorwinnings. Wanneer jy dit doen, begin jy al hoe meer sien hoe jy besig is om te vorder, hoe jy besig is om oorwinning te kry en voordat jy jou oë uitvee, dan staan jy met nuwe denkpatrone. Wat anders dink, wat anders werk, wat anders funksioneer in 'n nuwe oorwinning in jou lewe. Laaste punt wat ek wil noem. Maar daar's 'n versie. Onthou, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So onthou geliefdes, jy's nie alleen nie. Wanneer jy deur daai prosesse gaan nie, die Here is saam met jou. Hy wat die werk begin het, sal dit voltooi. Die laaste punt. Verwag 'n wonderwerk. Eers mense, ons dien die lewende God, wat die hemel en aarde gemaak het, wat elkeen van ons so uniek en spesiaal gemaak het. Kyk gou in die persoon langs jou se oë. Kyk gou net na in mekaar se oë. Kyk net gou die detail in daai oë. Weet jy wat, God het dit spesifiek gemaak. Elke stukkie van wie jy is, het hy uniek gemaak. En daardie God, wat dit gedoen het, is by magte om ver meer te doen, as wat jy kan dink of droom. Daarom wil ek sê, geliefdes, verwag 'n wonderwerk. Verwag dat die Here gaan doen in jou lewe wat hy gesê het. Want verwagting lei tot werklikhede. Onthou wat ek die hele tyd vir julle sê, as ons doen wat die woord van die Here vir ons sê, sal die woord in ons lewens doen wat dit sê. As jy niks verwag nie, gaan jy in elk geval niks kry. Ons dien 'n groot God. Verwag dat hy die onmoontlike ook in jou lewe kan doen. Ek wil afsluit met 'n verhaaltjie wat ek gehoor het, wat nogal interessant was, en dit het gegaan oor hierdie man en vrou wat getroud is, en hy was baie erg oor sy vroutjie, sy nuwe vroutjie, of sy jong vroutjie, en gaan te goed, en alles, en die aand toe hulle in die bed klim, toe sê sy vir hom, gemaak het gou seker, ek dink ek het iets gehoor. Nou gaan die man, en hy gaan kyk gou weer, al die deure is toe, en al die vensters is gesluit, en alles is veilig, en kom hy terug, en in die bed, en so gaan dit elke aand. Gemaak het gou seker, gemaak het gou seker, en toe een aand, tot sy skok, toe hy deur die huis stap, toe kry hy 'n inbreker. En die inbreker eis toe 'n klomp goed, en hy sê vir hom is reg, en hy help hom, en hy gee vir hom wat hy wil hê, en toe die inbreker wil loop, sê vir hom, nee, nie so maklik nie. Hy sê, nou kom jy eers saam met my. Die inbreker sê, hoekom? Hy sê, ek gaan jou nou eers aan my vrou voorstel, want sy verwag jou nog altyd. Mense, kom ons verwag dat hy wat dit beloof het,
sal doen wat hy sê. Dat hy wat vir ons die woord gegee het, sy woord in ons lewens sal stand doen. Dat daar genesing sal wees, dat daar oorwinning sal wees. Dat sy krag in ons lewens, in ons denke, in wat ons ook al doen, sal werk. Hy is hoe groot ek is. Wat wil hê dat ek en jy in oorwinning moet leef. Maar ons het nodig om ons koppe reg te kry. Ons het nodig om reg te dink, sodat ons sy volheid en sy heerlikheid kan ervaar. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie vir die woord. Dankie dat ons kan weet, U is 'n waarmaker van die woord. En ek wil bid vanoggend, Here, elke gedagte wat nie van U af is nie, wil ons aan U onderwerp. Here, elke gedagte wat in teenstryd is met dit wat U in ons harte en in ons lewens wil doen, wil ons onderdanig aan U sit. En ons wil bid, Vader, dat U ons sal help. Here, dat ons denke sal regkry. Here, en goddelike gedagtes sal koester. Dat ons goddelike denke sal dink. Here, ek dink, terwyl ek nou so bid, dink ek aan oom Angus, wat vertel het hoe hy sy bakkie in die mielielande gaan trek het, en hoe hy vir al hierdie mieliekoppe gepreek en gebid het. Here, en later het U daardie gedagtes wat hy gekoester het dit bewaarheid geword op sy plaas. Here, en so verwag U, Here, dat ons nie net uit dit wat ons weet en sien nie, maar Here, uit dit wat ons glo sal funksioneer en sal optree, sodat U heerlikheid en U krag in en deur ons sal kan werk. En ek wil bid vanoggend vir elkeen, Here, wat hierdie boodskap luister. Dat U ons sal help, dat ons denke sal kry in lyn met U woord. Dat ons denke sal kry in lyn met U opdrag vir elkeen se lewe. Here, dat ons sal drome droom van U grootheid in ons lewens, maar ook hoe U ons kragtig gebruik, Here, tot U eer. Here, U het ons geroep om impak te maak. Here, om 'n verskil te maak waar ons ook al beweeg. En vanoggend is dit my gebed, elke een wat hier is. Here, dat ons U so sal ervaar. En ons loof en ons eer U daarvoor. In Jesus kosbare naam, help U ons, Here, dat ons gedagtes sal regkry en sal reghou. In Jesus naam. Dankie, Here. Amen. En ek wil tog uitnodiging maak, as daar mense is wat sê, maar ek sukkel, ek kry dit nie reg nie. Kom sien my.